Die tweede bede van die Onse Vader, die modelgebed, vind ons in Matteus hoofstuk 6 en dan by vers 10. En ek gaan net dit aanhaal. Die eerste gedeelte van vers 10, laat u koninkryk kom. Ons kan ook gaan kyk in ons belydenisskrif, die Heidelbergse Katekismes, Sondag 48, is daar ook 'n baie mooi beskrywing van hierdie laat u koninkryk kom. Maar geliefdes in ons Here Jesus Christus, met die woorde wat ons net bietjie vroeër in vers 8 met mekaar saam lees, staan daar, julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle dit van hom vra. En dan is dit so asof ons amper ons hele gebed op sy kop kom draai. Dan ontstaan daar 'n vraag soos, waarom bid jy? As die Here dan weet wat jy nodig het, hoekom bid ons? En dan kan ons antwoord om die dinge van die Here te vra. En ek wil dit beklemtoon, om die dinge van die Here te vra. As ons vir die gemiddelde gelowige sommer skielik op hom moet afkom en vra, waarom bid jy? Dan sal hy honderd en sê om vir die Here te vra wat ek mee tekort kom. Om te vra dit wat ek nodig het. Nou hoor ons met hierdie woorde van Jesus, dat dit nie heeltemal waar is nie. Want ons hemelse Vader weet wat ons nodig het. Lank voordat ons dit kan vra, en niks gebeur met ons, sonder dat dit die doel en die wil van die Here is. Wanneer ons iets met ons gebeur, en dan ook die slegte dinge, dan sorg die Vader vir alles wat ons nodig het. Want hy het reeds vooraf geweet, dat ook hierdie slegte ding in my lewe gaan plaasvind. Hierdie is 'n geweldige, ingrypende belydenis om te maak. Want aan die een kant is daar 'n geweldige troos vir ons daarin. Aan die ander kant is hierdie 'n heerlike belydenis met groot vrae en opstandigheid wat dit by ons teweegbring. Kom ons bestudeer vanaand net so 'n bietjie hierdie tweede bede van die Onse Vader, soos wat ons hier in Matteus hoofstuk 6 vers 8 raak lees. Hierdie laat u koninkryk kom. Dan kan ons seker vanaand begin deur te vra, wat is hierdie koninkryk wat moet kom? Ons weet dis die koninkryk van die Here, maar presies wat is hierdie koninkryk? Is dit daar waar die Here regeer? Is dit daar waar hy die Here as koning regeer? En dan ontstaan die probleem dat ons vir mekaar kan vra, maar regeer die Here nie dan alreeds ook hier oor alles nie? En as die Here oor alles regeer, dan is sy koninkryk mos hierso. Hoekom moet ons dan nog bid dat hierdie koninkryk moet kom? Hoekom bid ons dan in die modelgebed, laat u koninkryk kom? Jy sien hoe speel die twee kante teen mekaar af. En kom ek probeer dit so verduidelik. U is reg om te sê dat die koninkryk van die Here daar is waar God regeer. Daarom is dit ook reg om te sê dat die hele skepping die koninkryk van God is. Daarom kan ons vir mekaar sê, ook hier waar ons nou is die koninkryk van God. Want hy het alles gemaak en hy heers daaroor. Maar let nou mooi op. God het hierdie koninkryk volmaak geskaap. Onthou ons lees in die skepingsverhaal dat hy daar aan die einde gesê het, dit is goed. Dit is baie goed. Daar was nie dinge wat seer gemaak het. Daar was nie dinge wat lewensstukkend gebreek het. Hierdie koninkryk van God het nie dinge soos misdaad en geweld en kapings en inbrake, siekte en dood ensovoorts geken nie. Alles was perfek. Alles was reg en alles was goed. Ons lees dit in die skepingsverhaal. Dit was goed. Dit was baie goed. En ek beklemtoon hierdie feit om vir u te sê dat hierdie skepping van God was in volmaaktheid gewees. Tog het daar in hierdie koninkryk van God iets geweldig hartseer gebeur.
Binne hierdie koninkryk van die Here het daar 'n rebellie ontstaan. Die Bybel openbaar vir ons dat op 'n tyd baie lank gelede het een van hierdie hemelwesens wat God gemaak het, in die hemel teen God in opstand gekom. Daardie hemelwese wou nie meer God se koningskap aanvaar en erken nie. Hy wou self God wees. En ons leer hom ken in die Bybel as die duiwel of Satan. Hierdie hemelwese het nie net verderf in die hemel gesaai nie. Hy het ook die mensdom kom binnendring en in die paradys die mens verlei om teen God in opstand te kom. Om met ander woorde teen God te rebelleer. En dan weet ons mos nou dat rebellie en opstand het verskriklike slegte gevolge. Kyk maar net na die lande daar waar rebellie en opstand teen die regering is en ons sien dit baie hier in Afrika op. Rebellie en opstand breek net af. Rebellie verbreek die koning se bepalings, dit breek die reëls, dit breek die wette. Rebellie en opstand maak stikkend. Kyk wat die gevolge van hierdie rebellie en die opstand teen God is in ons wêreld. God se volmaakte skepingswerk in hierdie wêreld van die mens is deur hierdie rebellie en opstand gebreek. Na die sondeval lees ons in die woord van God dat die Here sê die mens 'n sondige natuur het en dat hy geneig is tot die kwaad. Daarom dat siekte en dood die wêreld ingekom het. God se bepalings word deur hulle wat teen sy koningskap in opstand kom, verbreek. Maar ons lees tog in Jeremia, is dit 49 vers 10-11, waar die Here duidelik sê, ek beplan vir jou voorspoed en die teëspoed. So u sien, dis nie God wat die teëspoed veroorsaak het nie. Hierdie hemelwese, 'n weinig minder as die ander hemelwesens, het hierdie verderf kom veroorsaak. Ons kan dus nie die Here blameer vir slegte dinge wat met ons gebeur nie. Dis die mensdom se rebellie teen God wat hierdie stikkende dinge in ons lewens laat gebeur. Maar nou kom Matteus 6 vers 8 en hy sê dan, die Here weet wat ons nodig het nog voordat ons dit van hom bid. Hoekom laat hy dan toe dat hierdie slegte dinge met ons gebeur? Hoekom vra hy nie dat dit dadelik wegraak nie? Kan hy nie dadelik 'n einde aan so 'n rebellie maak nie? Hoekom moet ons so ly onder die gevolge van hierdie rebellie wat Satan in die wêreld kom veroorsaak het? En wat ek nou vir u gaan sê, moet u baie mooi en fyn luister, want dit wat ek nou vir u gaan sê, gaan nou 'n teenstrydigheid vir 'n kort tydjie in u gedagtes maak. Dit is as gevolg van God se genade dat hy nog nie 'n einde aan hierdie rebellie gemaak het nie. Nou dominee, hoe kan jy nou so iets sê? Hoe kan dit God se genade wees dat hierdie rebellie steeds voortgaan? Hoe kan dit genade van die Here wees? God is almagtig. Ons Here in die hemelse krag kan nie gemeet word soos wat ons allerhande kragte en goed meet in vandag se wêreld nie. Deur net 'n woord te sê kan hy hierdie rebellie teen hom 'n einde maak. Hy kan in 'n oomblik alle opstand, alle teenstand teen hom vernietig. Kyk maar net hoe lank daar nou al rebellies in die DRK en in Sudan en in Ierland en selfs in Spanje en in so baie lande aan die gang is. Vir jare al duur hierdie opstande teen die regerings en teen daardie lande en hulle kry dit nie onderdruk nie. Die rebellie teen die Here se koningskap duur ook al baie jare, duisende jare. Tog, anders as in daardie lande waar die regering daardie opstande nie onderdruk kry nie en dit daarom vir jare aanhou, anders as in daardie lande hou die opstand teen die Here al vir duisende jare. Nie omdat hy dit nie kan onderdruk nie. Hy kan dit in 'n oomblik tot 'n einde bring. Hy het die mag, hy het die krag. Hy is die almagtige God. Dit hou aan omdat God in sy genade dit nog nie tot 'n einde gebring het. God wil hierdie rebellie nie tot 'n einde bring nie vir een rede.
almal wat in opstand teen God is, moet in hierdie rebellie vernietig word. Nou gaan ek by die tweede stelling kom vanaand, wat bietjie die koppe gaan die mekaar maak. Wie moet vernietig word? Dis mos logies, hulle wat in opstand is. En as ons nou eerlik met mekaar wil wees vanaand, is ons nie in opstand teen God nie. Ek en jy, my geliefde broer en suster, is deel van hierdie mense wat in opstand teen God is. Ook ek en jy sou in 'n oogwink deur God se oordeel getref moes word, as hy hierdie rebellie nou tot 'n stilstand bring. Maar nee, in sy genade het God sy oordeel oor die rebellie teen hom uitgestel, sodat ons tyd kan kry om ons opstand teen hom te stop, en hom as ons enigste en ware koning te aanvaar en te erken. Terug by Matteus 6 vers 8 waar staan dat God alles weet wat ons nodig het voor ons dit vra. Hoekom moet ons dan nog enigstens bid as die Here reeds weet wat ons gaan vra? Gebed gaan in die eerste plek nie om die dinge van die Here te vra nie. Gebed gaan daaroor om met die Here te praat, om te kommunikeer. Ek wil sommer in gewone taal vir u sê, in gebed moet u met die Here gesels. Kommunikasie is belangrik, want deur goeie kommunikasie kom twee mense nader aan mekaar. Hoe beter u my hier in Potchefstroom leer ken, hoe nader begin u en ek aan mekaar beweeg, hoe beter begin ons mekaar verstaan. En dis presies wat die Here in gebed wil hê. Deur ons gebede leer die Here ons dinge wat ons nader aan hom bring. En hoe bring die Here ons nader aan hom? As ons bid, laat u koninkryk kom. En dan kom die Heidelbergse Katekismes, en dis hoekom ek dit vir daarna verwys het, leer ons dat hierdie bede veral twee dinge beteken. Een, dat ek my aan die koningskap van die Here onderwerp. En kom ons wees eerlik. As ons sê ons is kinders van die Here, en al sê ons dat ons onderwerp aan sy koningskap, is ons so maklik ongehoorsaam. Is die eie ek wat ek in my ronddra so maklik belangriker as die wil van God in die saak. En in elke gemeente waar ek nou al die voorreg gehad het om die woord van die Here te bring, is dit my grootste missie en my grootste doelwit om vir die manne wanneer ons in 'n kerkraad of 'n ouderling of 'n diakonie of 'n gemeentevergadering sit, net tot die besef te bring, onthou net die saak wat ons aanbid is groter as ek en jy. Daarom moet ons ophou om met mekaar te beklei. Ons moet die saak dien. Ons moet God se wil soek in dit wat ons doen. Daarom kan ek en wie ook al, en ek noem nou maar Rian se naam, dan voel niemand sleg nie. Daarom kan ek en Rian in wese met mekaar verskil en voel ons wil mekaar aan die keel gryp. Maar as ons oor die saak gaan, dan is dit niks persoonlik tussen my en hom nie. Dan kan ons vanaand daar uitstap na die vergadering as broers in ons Here Jesus Christus. En dis wat die mikpunt van die evangelie van Jesus Christus is. Gaan maak maar 'n lysie waar jy elke dag nie volmaak gehoorsaam aan die Here is nie. Want onthou, dit waarin jy nie gehoorsaam is nie, is jy effektief in opstand teen die Here. Maar weet jy ook hier, weet ons hemelse Vader wat ons nodig het, voordat ons dit vra. Ons het nie geweet van hierdie nood van ons, dat ons nie deel van sy koninkryk kan wees nie, maar hy het hierdie nood aangespreek, nog voordat ons daarvoor kon bid. Johannes die Doper, die aankondiger van Jesus Christus, het verkondig, hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En Jesus Christus het dit moontlik geword om ons status van rebelle na ware burgers van die koninkryk van God te verander. Hy het God se oordeel gedra, dit wat ek en jy moes dra. God het voorsien, nog voordat ek en jy gevra het. Ons het nou nuwe burgerskap in die koninkryk van God. Elke dag moet ons nou al hoe meer leef soos burgers van die koninkryk van God. En wanneer ons dus bid, laat u koninkryk kom, dan bid ons in die eerste plek dat die Here my van 'n beter onderdaan in sy koninkryk sal maak.
Dit, terwyl ons nog in hierdie wêreld leef, wat in rebellie met God is. Het jy al ooit so daaraan gedink, my broer en suster? As jy weer bid, laat u koninkryk kom, dan bid jy eerstens dat God jou 'n beter onderdaan in sy koninkryk maak. Dit beteken dat jy in jou gebed dus sal moet nadink oor hoe en wat jy kan doen om God al hoe beter te dien. Om 'n beter onderdaan in sy koninkryk te wees, te midde van die aanslag van die wêreld daar buite. En in die tweede plek leer die katekismus ons dat hierdie tweede bede, laat die koninkryk kom, ook beteken dat God sy kerk op aarde sal bewaar en sal vermeerder. Al kom 'n kwart van ons in opstand, al kom 50% van ons in opstand, God hou self sy kerk in stand. As ek en jy by die suiwer woord van God bly, sal God nie toelaat dat mense sy gemeente kelder nie. Ek het gesê dat God ons behoeftes ken nog voordat ons vra, en dat hy voorsien, soos met Jesus Christus aan die kruis, nog voor ek en jy kon vra. Ons het probleemomstande te bly teen hierdie rebelle magte wat in opstand is teen God. Hierdie magte probeer op 'n voortdurende basis ons wegvoer om in opstand teen God te lewe. Ja, enkele dinge wat ons in ons leefwêreld dreig om van die Here af weg te voer. En dis goed wat ek en jy vandag daagliks belewe. Dis goed soos dwaalleer. Dis goed soos kerkdenominasies wat sê hierdie boek is 'n boek oor God. Dis nie meer die boek van God. Dis nie meer God se woord nie. Dis net verhale oor God. Dan kry ons 'n bietjie meer tegniese punt wat ek graag vanaand vir u wil verduidelik. Ons praat van skrifkritiek. Nou skrifkritiek beteken, ek is in opstand teen die woord. Ek kritiseer die woord van God om elke hoek en draai. Maar dan kry ons ook in die teologie 'n term tekskritiek. Tekskritiek is daar niks meer fout. Want tekskritiek sê, die woord moet die woord verklaar. Met ander woorde, ons moet die woord gebruik om die woord duidelik te maak. Maar die oomblik as ons by skrifkritiek kom, dan het ons mense wat die woord van God in twyfel trek. Dan 'n ander baie belangrike ding wat ons baie beleef, en veral onder ons jong mense, wêreldgelykvormigheid. Jy weet, toe ek 'n jong seun was, as jy in 'n hof moes gaan verskyn, al moes jy net gaan getuig, dan moes jy 'n pak klere en 'n das aangehad het, want jy moes voor die landdros verskyn. Nou gaan ons by die groot landdros verskyn, op 'n sonnagoggend in die erediens, maar dit moet vir my lekker wees. Ek wil sommer in my gemaklike denim en my plakkies kom, want dit moet vir my lekker wees. Maar ons lees in 1 Korintiërs 14, waar die orde van die erediens saamkom. Dit kom uit 1 Korintiërs 14 uit, en dan sê die Here onder andere, dat alles ordelik en welvoeglik moet handel. So ons kan nie net gaan en dit vir my lekker maak. Ons is hier, nie om dit vir my lekker te maak nie, ons is hier om dit vir God lekker te maak. Dit moet God behaag, wat u en ek in die erediens doen. Iets wat baie bydra tot wêreldgelykvormigheid, is die gejaagde tyd waarin ons leef. En nou is een en elkeen van u skuldig en ek ook. Ons het mos nooit tyd vir niks. Ons moet jaag van die een punt na die volgende punt om alles geklaar te kry. Hoekom jaag ons so? Want ek beplan dit so. Dis aan my eie doen en late dat ek myself mal jaag. Jy weet, dis nou in 'n oordrewe trap gesê, en ek het dit vir mense gesê nou die aand by die sopdrinkery. Na my studies was ek en Annette bevoorreg om so vir 5 jaar in Namibië te wees. En by my bevestiging in Namibië, toe sê die voorsitter van die kerkraad vir my, en dit was nou in 'n ligter sin gestel en baie oordrewe, toe sê ek my, dominee, jy moet net een ding onthou, niks in Namibië is so dringend dat dit nie 2 weke kan wag. Nou dis oordrewe. Maar ek sê vir die daai mense werk van son op tot son onder, en party van voor son op tot na son onder. Maar as ek nie vandag klaar kry wat ek beplan het nie, dan doen ek dit môre.
Niemand gaan 'n hand daaroor kraai nie. Jy doen wat jy kan na die beste van jou vermoë om God te behaag. En as jy nie by alles uitkom nie, dan doen jy die res môre. En dis maar wat hy bedoel het by niks is so dringend dat dit nie 2 weke kan wag nie. God weet hoe moeilik dit is vir een mens om alleenstaande te bly. Om ons te help om weerstand teen hierdie rebellie te bied wat teen God en sy kerk in opstand is, het God sy kerk op aarde kom vestig. En nou moet ons dalk net vinnig vir mekaar sê, wat is die kerk? Die kerk is 'n samekoms van gelowiges in Jesus Christus. Ek is baie lief om die term te gebruik. 'n Kerk is die saamkoms van gebroke mense om heel gemaak te word deur God. As jy dus in Christus glo, is jy deel van sy kerk, of jy dit nou wil weet of nie. Christus noem die kerk ook die huisgesin van God. As jy 'n kind van die hemelse Vader is, en ons het dit gisteraand gehoor, is jy deel van sy huisgesin, is jy kind van God, is jy erfgenaam. Jy kan nie God se gesin op jou eie wees nie. Daarom as daar nog van u is, en ek hoop nie daar is nie, wat nog op jou eie die paadjie wil loop in die AP Kerk Potchefstroom, jy gaan dit nie reg kry nie. Want jy moet deel van die gesin van God raak, om vir mekaar te kan omgee. En dan is die volgende vraag, hoekom is jy deel van Christus se kerk? Hoekom het die Vader jou deel van Christus se kerk gemaak? Want hy ken jou behoeftes voordat jy vra. Jy is deel van sy kerk om ander gelowiges te help om staande te bly. Hoor jy, dit begin nie by jouself nie. Jy is deel van die kerk om ander gelowiges te help om staande te bly. Jy is ook deel van die kerk van Christus om self deur ander gelowiges gehelp te word om staande te bly. En derdens is jy ook deel van Christus se kerk om te help om mense uit hierdie rebelle magte se hande te red. Jy is daar om die lig van Jesus Christus te gaan dra tot aan die uiteindes van die wêreld. Iemand het eendag gesê, die kerk van Christus kan vergelyk word met 'n huisgesin waarvan sekere lede nog nie daar is nie. 'n Paar van die kinders het nog nie die aand huis toe gekom nie, dan bly die familie nie rustig om die kaggelvuur sit terwyl daar dalk 'n storm buite woed nie. Nee, die familie gaan uit om die wat nog nie daar is nie te gaan soek. Nou is die vraag vanaand. Ons is gemiddeld, wel in die tyd wat ek hier is, plus minus ewer diakens help, 150, 170 in die erediens. Op papier is ons oor die 400. Wat doen jy aan die ander wat nie hier is nie? Watter vinger het enige een van u al verroer om ons broer of ons suster, wat saam met ons in hierdie gemeente behoort, te gaan haal en terug te bring? Sodat ons die opdrag van die Bybel, die gemeenskap van die gelowiges kan beoefen. Dis nie net die dominee se werk nie. Dis nie net die ouderling se werk nie, dis nie die diaken se werk nie. Ek staan in die ampt van die gelowige. Ons is opgeroep om Christus se kerk op aarde op te bou. Sien u waarvoor ons bid, as ons bid, laat u koninkryk kom? Jy bid dat God jou sal gebruik om saam met ander medegelowiges teenstand te bied teen hierdie rebellie wat teen God gevoer word. Wanneer jy dus weer bid, laat die koninkryk kom, dink na oor hoe jy in hierdie kerk meewerk, om eerstens dalk self opgebou en beskerm te word, om tweedens hoe jy meewerk om jou medebroer en suster wat afwesig is, weer terug te kry onder die Vader se beskerming, en derdens hoe jy meewerk om ander mense uit hierdie mag van die rebelle te verlos. Deur hierdie bede beskerm jou Vader jou en al die ander lede van sy huisgesin. Kom gaan slaap ek en jy rustig, maar meer as die helfte van die huisgesin van God in die AP Kerk Potchefstroom is nie hier nie. Hoe? My kinders nie in die huis is nie, veral toe hulle jonger was, het ek en ma in die huis rondgedwaal soos besetenis om te weet wanneer kom die kinders terug.
Plaat dit jou nie as jou broer en jou suster in Christus in hierdie huisgesin van God nie hier is nie. Ons het in hierdie preek gehoor, dit is nie die Vader se skuld as ons seer kry, of selfs baie seer kry in hierdie wêreld nie. Die seer en die stikkend is die werk van hierdie rebelle mag wat teen God in opstand is. Daarom is dit net genade dat ons Vader ons uit hierdie rebellie bevry het en ons status as burgers van die koninkryk van God gegee het. Hy beskerm ons wanneer hierdie rebellie ons seermaak. Hy sorg vir ons net soos 'n vader dit kan doen en presies weet wat sy kinders nodig het. Wat 'n troos is dit nie, omdat daardie dag, eendag, wanneer hy weer kom uit te sien nie. Daardie dag sal daardie rebellie finaal verby wees en sal ons weer as volle burgers in volheid in die koninkryk van God kan leef. Waarlik, ons moet bid, laat u koninkryk weerkom. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, al die pyn en al die onreg en al die bitterheid, ja die seer kry is 'n simptoom van 'n honger wat ons nie kan stil nie, 'n smagting na u liefde. Here, ons wil vanaand kom bely dat ons, hulle wat ons liefde nodig het, so dikwels met liefde beheen. Dat ons op 'n afstand staan en kyk en dat ons nie daadwerklik optree om hulle te red uit die kake van hierdie rebellie nie. En dit is nie net ons wat skuldig is nie, Here, maar die hele samelewing het stadig, stukkie vir stukkie, 'n gebroke wêreld gebou, waar mense te neergedruk raak, waar mense vernietig word, waar depressie aan die orde van die dag is. Daagliks gaan ons voort om eerder ons eie selfliefde te voed, terwyl daar mense rondom ons staan met uitgestrekte arms, bedelende hande, mense wat sterf weens 'n gebrek aan die liefde van Jesus Christus. Almagtige Vader, kom leer ons opnuut om opreg lief te hê met die liefde van God wat hy vir sy seun Jesus Christus gehad het. Help ons om nie ons liefde net op onsself toe te spits nie, maar leer ons om meer liefde vir ons naaste te hê, maar ook om dit te bewys. Lei ons nou, Here, in hierdie opdrag van U tot uitbreiding van U koninkryk op aarde. Ons pleit dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.